baie welkom en dankie vir die bereidwilligheid om hier te wees vanaand. Ons gaan net weer verder gesels. Geliefdes, baie dankie dat julle hier is en saam met ons reis. Ons reis deur die psalms. En ons was nou die naweek ook so bietjie by ook 'n ander familievergadering van ons gewees, saam met sommige bedieningsleiers van die gemeente, en wat 'n voorreg om net te beleef hoeveel energie daar is ter wille van die koninkryk, en hoe daar planne is en idees is vir die hier en die nou, maar ook vir die vorentoe. En ons is opgewonde om dit te beleef, en ons gaan verseker in die tyd wat kom, dit met julle almal kom deel. Daar is lekker energie vir die pad vorentoe, so ons is baie dankbaar daarvoor. Ek is baie dankbaar, en waar is my kollega nou? Hy nou weer verdwyn. My kollega daarom so, Jannie is vinnig hier ingeloer. Hy is ook hier vanaand, so ons is dankbaar dat hy ook al 'n bietjie beter voel, dat hy uit die huis uit kon kom en hier kan wees, en ons is dankbaar vir elke treukie wat die Here ook saam met hom loop in sy genesingspad, so daarvoor sê ons ook baie dankie. Ons is ook vir Marita gevra, en Stefanie gaan vanaand vir ons die begeleiding doen. Marita, baie dankie en welkom hier. Jy is ook al deel van ons familie, so welkom ook daarvoor, maar dankie dat jy ook jou gawes beskikbaar maak vir hierdie Suid-familie, en dat ons dit saam met jou kan deel. Ons waardeer dit. Baie dankie, ons waardeer vir jou ook. Geliefdes, die week lê voor ons voor, en onthou maar, ons het mos nou ons verskillende stasies waarby ons stilhou in hierdie tyd. Ons lees ons psalm, ons hoor hoe die leraar dit oopbreek sonnaandoggende, ons kom in die aande met praktiese gesprekke oor dit wat vanuit die psalms uit voorkom. Disoriëntasie, oriëntasie, disoriëntasie, heroriëntasie. En daai reis tussen hierdie bewegings van ons gebeur in die erediens in die oggend, in die aande gesels oor praktiese onderwerpe soos angs en spanning, en ons praat oor eensaamheid en depressie in die weke wat kom. So dis 'n reis waarin ons julle uitnooi om aan deel te neem. Onthou in die week sê welkom om in te skryf en die week se materiaal ook te ontvang, sommer net vir 'n dieper inkyk, dieper studie, en dalk saam met ander ook in 'n vierlinggroep of waar ook al jy by betrokke is, mee saam te gesels oor dit wat die psalm vir ons na die oppervlakte toe bring. En onthou, woensdaande 7:00 kom ons bymekaar vir ons lekker midweek stilte diens, waar ons net gewoon kom stil word in die middel van die week, en waar ons net in die teenwoordigheid van die Here kom wees. Wil julle regtig daarna toe uitnooi. Dis 'n stuk geloofsdissipline om stil te word, om te kom sit en te ontvang wat die Here vir jou wil gee. Ons het dit die naweek beoefen. Vanmôre het ons 'n wonderlike visie gehad vanuit die kapel uit oor die berge van Wellington en die mooi van Wellington, en die reendruppels wat in die glasruite afloop. En toe ons oor die Here begin praat en sy grootheid, is dit asof die reën net harder val en dit net duideliker is dat hy ook teenwoordig is met sy seun. So kom asseblief na die woensdag aand stilte diens toe. Kom word stil en wees net voor die Here. Ons praat nie te veel nie. Ons is stil, ons ontvang, en ons gaan weer van daar af uit. En dan natuurlik is ons weer reg vir die volgende Sondag wanneer ons by mekaar kom. Vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor angs. Ek het gesien die band raak so 'n bietjie angstig hier vroeër, en so hulle het nou al 'n klare oefening gehad in wat angstigheid is. Om maar agter die kontroles altyd te sit, het so 'n bietjie van 'n angstigheid in, maar gelukkig, jy weet, ek het gesien, hulle het heeltemal gemaklik geraak as Rosanna nou hier is, en sy is nou gemaklik, is hulle toe nou meer gemaklik. So, ons gaan lekker gesels oor angstigheid vanaand, en ons gaan dit uitpak. En ek wil sommer vir jou vra, wat is dan nou in jou gemoed wat jou angstig laat voel? Wat het die afgelope week jou angstig laat voel? Jou ongemaklik gemaak,
en tot op die punt dat jou hartklop opgaan en jy bewerig raak en jy 'n koue sweet uitslaan of hoe ook al dit mag die vorm aanneem in jou wat jou weggeneem het van vrede en gevoel van rus. So ek wil nou vir jou vra, kom ons word net vir 'n paar oomblikke stil en daai prentjie wat jy het oor daai angstigheid, wil jy dit nie nou vir die Here kom gee nie? Wil jy dit nie nou vir hom net in sy hande kom plaas en vir hom vra, Here, neem dit weg, vat dit asseblief. Ek kan dit nie alleen dra nie en daarna gaan ons sommer direk vir Marita en vir hulle vra om vir ons voor te gaan en dan gaan ons 'n paar liedere saam sing en daarna gaan Rosanna sommer self gesels met ons. Goed. So kom ons word stil vir 'n paar oomblikke en dan gee ons net dit wat ons angstig maak vir die Here en ons ontvang sy teenwoordigheid in ons lewe. Dankie Here dat U hier en nou God vir ons is. Here, dat U in 'n verhouding met ons wil leef en dat U vir ons wil kom sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai en oorspanne is, en kom, ek wil vir jou rus gee. Kom rus by my. En dan sal ek vir jou ook wys hoe jy behoort te leef. En as jy so begin leef, sal jy baie gou agterkom hoeveel vreugde daar eintlik in die lewe te vind is, saam met my. En Here, ons wil vanaand net kom sê, ons wil graag saam met U hier wees, en 'n pad nou, saam met U loop. So Here, neem asseblief alles weg, wat nou kan keer dat ons nie U teenwoordigheid en U nabyheid kan aanvoel nie en kan deel wees daarin. Neem dit weg, sodat ons kan antwoord op die uitnodiging. Seën ons saam wees, Vader, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is my ongelooflike groot voorreg om vanaand die sang te doen. As jy op my ouderdom gekom het en mense vra jy nog om te sing, dan raak dit nou nogal vir jou 'n groot issue, of ten minste dit is 'n groot geleentheid. En vandag, in hierdie tyd waarin ons is met al die dinge wat aangaan, is dit nog soveel groter om die geleentheid te hê om die Here se naam groot te maak. So dankie vir Stefanie wat dit saam met my doen, want toe ek gevra is, toe sê ek asseblief Stefanie, kom net saam met my, want ek sing so min, maar is altyd lekker as sy dit saam met my doen. Ons sing 2 redelike bekende liedere in die begin, en dan een wat miskien bietjie minder bekend is, en dan heel teen die einde gaan ek afsluit met 'n lied wat vir my baie na in die hart lê. Maar kom sing saam met my, Come Now is the Time to Worship, en net direk daarna ek roem die naam. En ons gaan nie 'n breek vat is nou nie, so ons gaan maar net aan. Baie dankie. Just as you are to worship, come, just as you are before your God, come. One day every tongue will confess you are God, one day every knee will bow, still the greatest treasure remains for
is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, come. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U orde bring, want daar is trouw, U liefde by U Heer. Ek wil voor U mag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog graag, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, laat my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break
I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus in the mountains and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Vreeslik dankie aan julle twee dames. Ek is so emosioneel aangeraak deur die keuse van julle liedjies vanaand en ek dink julle het mooi daaraan gedink ook. Wat 'n interessante tyd en lirieke en ek dink musiek bring ons altyd bymekaar, nê. Nee. Ek was regtig emosioneel. Maar nie net dit nie, ek dink ook samesyn. Ek mis dit. Ons leef in interessante tye en julle sit so ver van mekaar af en ek is bewus van die drukkies nie en ja, dis nogal weird. Ek het nog nooit gedink ek kan hiphop nie, maar ek doen dit goed tydens. Jannie, waar is Jannie? Daar jy. Jannie, Henny. En julle gemeenskap baie dankie vir die uitnodiging. Dit is so voorreg om deel te kan wees van 'n gemeenskap. Ek dink in hierdie tye nog meer so. En om genooi te word is 'n risiko. Jannie en Henny het geen idee wat ek vanaand vir julle gaan bring nie. So hulle is brawe manne. Hulle trust ons. Ja. Dis 'n toets. Maar no doubt, ek dink op 'n Sondag aand hierdie tyd, glo ek almal van julle wat hier sit en weet wat die topic is vanaand. En vergewe my Afrikaans en Engels. Ek het kom van Pretoria af, so en my pa was 'n Puritein, so ek mag nooit Engels en Afrikaans gemeng het nie. Maar in die Kaap, Jesus, gooi hom lekker. So ek hoop nie dit reflect op my professionaliteit nie, maar eerder my gesprek in die gemeenskap.
Maar ek glo, almal van julle wat hierso sit, weet wat die tema is, en is hier, en het tyd dat julle Sondag aand regmaak vir Maandag, lui wees, 'n bietjie rus, uitgevat om te kom hoor, of dalk miskien saam te praat, ek dink nie net te hoor nie. So mag ek vra, en blindelings, net so vinnig vir my julle hande opsteek, wie van julle is vertroud met angs en paniek? 'n paar. Self. Nee, ons begin met self. Ek dink self, wie het familielede wat daarmee sit? Wat wil support? Okay, so daar's 'n groot support. Okay. Want dit gaan bepaal, ek dink, waar ons aandag wil gee en waar ons gesprekke gaan wees. Maar voor ons begin, wil ek vra, en ek wil nie julle met ongemaklik wees nie, ek wil julle met vir my julle oë toemaak. Net soos Henny net nou gebed gesê het, daai selfde vrede, net julle oë toemaak. En net my stem volg in julle gedagtes en vergeet van wat om julle aangaan. Soos wat jy sit, sien vir my julle voordeur van die huis waar julle huidiglik woon. En sien by daai voordeur enige obstakel instap op hierdie stadium vanaand wat mag keer dat julle nie gaan voordeel trek uit hierdie gesprek uit nie. Dit mag huweliksoneenigheid wees. Dit mag bekommernis wees oor 'n kind. Enigiets buite in hierdie tyd vir jouself afgestaan het, om waarde te vind, wat in die pad daarvan kan staan, stap by die voordeur. 'n foyer, 'n ingangsportaal. Enigiets wat julle mag keer, om waarde te vind uit die tyd wat julle hier gaan benut vanaand. En ek wil hê julle met die ongenooide gas erken. After all, ons is goed gesosialiseer. Ons gaan nooit 'n gas wegwys nie. Erken hierdie entiteit. Dit mag siekte wees, dit mag konflik wees, kommer, finansiële goed. Erken dit. In Engels gaan ons sê acknowledge it. And welcome it and say, you're in my life. Jy's hier. Ek het jou nie genooi nie. En ek erken ook die effek wat jy het in my lewe. Jy krap alles om. Jy maak my moeg. Erken die effek van op hierdie stadium in jou lewe. Dan vra ek vir julle om julle gedagtes te skuif waar julle sit op 'n oewer van 'n rivier. Dis heerlik, rustig. Julle sien die water kabbel teen 'n redelike spoed van regs na links. En maak gebruik van die beelde in julle verbeelding om julleself daar te bevind. Ruik die oewer. Ruik klei grond, die blare, hoor die ritsel, voel die wind, die sonskyn. En sien hoe die water vloei van regs na links teen 'n redelike spoed by jou verby. Soos julle daar sit, sien julle hierdie entiteit wat by julle voordeur ingestap het, aan die regterkant van julle verby. Nou, hy loop reg uit rivier toe en hy gaan by die oewer afstompel, binne in die water in. En julle kan besluit om saam met dit in te dompel. Of julle kan net sit en kyk hoe hierdie situasie wat in julle pad staan op die oomblik in die rivier val. So dompel dit in die water. En jy sien hoe vloei dit van regs na links in die water, dit dobber hierdie problematiese entiteit in jou lewe.
En jy hou hom dop tot ver op die horison, waar jy dit nie meer kan sien nie. So kabbel dit in die natuur. En ons weet soos riete en klippe, alles filter, so filter die natuur hierdie entiteit ook. Want glo my, dit gaan een of ander tyd weer klop aan jou voordeur, of net in tree. Maar om het te laat gaan in die rivier, weet julle teen die tyd wat dit weer klop aan julle voordeur, lyk dit anders. Dis gefilter. En weer eens, sien julle hom in julle voordeur, julle groet hom, en erken die effek wat dit het in julle lewe. Julle oë vir my oopmaak. Dankie. Wat ons nou gedoen het, was 'n mindful exercise. Verskoon my Engels. Daar's soveel goed in ons lewe waar ons nie beheer het nie. Maar ons spandeer soveel tyd aan die goed waar ons nie beheer het nie. Alhoewel daar soveel baie is waar ons beheer het, en baie min tyd daaraan spandeer. Mag elkeen van julle vry wees, nadat julle hierdie aktiwiteit gedoen het, om waarde te vind, ek dink met gesprekvoering, sodat dit nie in julle pad staan nie, en ek hoop hierdie aktiwiteit is iets wat ek vir julle kon gee, om daagliks, met, ek dink ons angs, en ons struggles, te leef. Goed. Angs. Daar's twee soorte angs. Daar's goeie angs en daar's slegte angs. Nou vertel of my, as ek sê daar's goeie angs, wat kom in julle gedagtes op? Wat is goeie angs? Die laaste bal weer. En ons gaan nou wen. Dis goeie angs. En dit kom en dit gaan vinnig verby, né? Wat is nog goeie angs? As jy gaan staan op die verhoog. Ja, ons het dit nodig, nee. Jou broek nat maak. Ja. Hoekom dink jy dis goeie angs? Hoekom is dit goeie angs? Wat maak dit goed? Want dit gee vir jou energie, dit gee vir jou, maak jou alert, dit maak jou reg vir dit wat jy moet doen. Ja, dit berei jou voor, nee. Goed, wonderlik. Ek het hier iets gehoor, wie? Dit help jou fokus. Ja, dis goeie angs. Die ding is, ek dink in ons gemeenskap besef ons nie dat daar's goeie en slegte angs nie. Die oomblik wanneer ons so 'n bietjie nervus raak, dan is dit 'n katastrofe. Ek weet nie vir julle, ekskuus tog, julle jong mense, ons millennial en Generation G's en ek weet nie wat dit ook al is nie. Ek weet, die oomblik is daar so 'n bietjie angs, dan is dit 'n katastrofe. En eintlik is hierdie inherent baie goeie angs. Angs om ons te beskerm. Angs maak ons wakker. Jy weet, hier is een of ander threat, nee, is een of ander, ons moet nou voorbereid wees. Hoe kan ons nou nie dit hê nie? Maar vanaand gaan ons nie daaroor gesels nie, want ek dink elkeen van julle wat hier sit het al 'n about daarvan gehad. En ek hoop julle katastrofeer dit nie. Maar wat is slegte angs? Angs ervaar. Sê vir my, wat is vir julle slegte angs? Ek wil nie hier sit met 'n DSM-diagnose nie. Julle weet hoe dit voel. Dit immobiliseer. Ja, dit paralyse jou. Nee. Heeltemal. Dit gaan deur jou lyf, 'n koue gevoel. Jy kan dit nie beheer nie. Daar's hy. Onbeheerbaar. Dit maak jou voel siek, nee, dit maak jou naar. Yes. Slaaplose nagte en jy eet nie lekker nie, nou. Ja. En nou slaap jy nie lekker nie, nou het dit 'n domino effek mos ook, nee. Wat nog? Wat is nog? Wat? Yes, Janie. Ja, dis abnormaal, né?
Dis abnormale angs. Dit is nou nie daai angs wat ons kry om beter te op die stage te sing nie. Ek moet dit net uit my onderklere uithaal, ekskuus. Maar dit sak nou te. Moet ek dit vashou? Kan ek dit vashou? Sit dit net vas. Nee, kan dit vashou? Kan ek dit vashou? Ja, want dit is beter as in my broek, dankie. Dankie Jannie daarvoor. Dit raak dan so dat mens medikasie daarvoor moet gebruik, nee. Is oorweldigend. Ja, dit dra nie by tot beter performance nie. Goed. Nou is die ding, hoe diagnoseer ons nou angs? Jy weet, as jy nou kom en vir my sê, my geliefde is oorlede en ek gaan deur 'n moeilike tyd om aan te pas, dan sê ons, maar dis normale angs. Maar as jy elke dag worry oor hoe laat jy gaan wakker word, wat in jou dag gaan gebeur, hoe gaan ek deel met hierdie ou se gesprek? Jy weet, as elke keer as daar 'n oproep kom, nee, is jou hart besig om te klop. Is jou bloedvate besig om saam te trek. Die eenvoudige goed in lewe, soos om kerk toe te kom, en tussen klomp mense te kom sit en te worship en te worship, is vir my 'n nagmerrie. Want dit is toch goed vir my. Maar as ek so toe stap en wonder ek, wat gaan mense vir my sê, wat gaan hulle vir my dink, hoe gaan ek, dis abnormale angs. Nou, daar's genetiese angs. Ons sien dit baie duidelik in families. Mamma, papa, oupa, ouma. Genetiese angs is 'n ding wat al sy kop uitsteek van vroeë kinderjare af. Jy sal sien jou kinderkinds in graad R gaan sukkel om te separate. Jy weet, ons sien daai goedjies al van vroeë jare af. Ek wil nie sosialiseer nie. Ek hou nie van nuwe goed nie. Jy weet, as jy angstig is, nee, you stick with the devil you know rather than the devil you don't. Ons gaan nie nuwe goed, ons gaan nie ons risikogedrag is minder, nee. Goed. Nou dink nou mooi. Ek stap in 'n veld. Veld is vrolik. Kyk na die blommetjies. Ag, die Here is my so goed in 'n leeubrol. Dink julle ek gaan omdraai en kyk, is dit 'n mooi leeu? Is dit 'n groot leeu? Is dit 'n mannetjie, wyfietjie? Is dit 'n wit leeu? Ek weet nie, jy weet. Of wat dink julle gaan gebeur? Nee, ja maar nee. Ja, maar ek het 'n keuse van 3 goed, nee. Ek gaan either fight, flight of freeze, nee. En nou hoor ek daar's 'n ander een waar jy vreeslik mooi speel, jy weet, soos 'n klein hondjie om voor die leeu te staan en sê, ek is eintlik nice, ek is eintlik nice. Daar's 'n woord daarvoor, ek sal miskien later daarop kom. Goed, wat gebeur met jou brein, is dat ons brein registreer 1/3 van 'n sekonde voor dit by ons bewussyn kom. So, jy weet, as jou girlfriend of jou boyfriend nou, jy weet, flirt met 'n chick, nee. Voor jy agterkom, hy flirt of sy flirt, het jou brein al reeds in fight, flight en freeze mode gegaan. Dis die rede hoekom ons 1/3 van 'n sekonde, want ek kan nie, as hierdie leeu brul, jy weet, teen die tyd wat ek bewus is van die leeu wat brul, moet ek kan hol, verstaan jy? Ek kan nou nie nog 1/3 van 'n sekonde wag vir my adrenaline en my kortisol om in te kick, nee. Ek gaan opgevreet wees teen daai tyd. So, die leeubrul, ek besef die leeubrul, my brein het alreeds, ons noem dit die breinstam of die reptilian kompleks, nee, ons argaïese brein. Ek klaar besluit, hey girl, ek gaan nie omdraai en kwalitatief dink. Wat is die mooiste weg? Daar's daisies, ek gaan hierdie escape route volg, nie? Ja, daar's 'n waterval of 2 nie. Ek gaan die landmyne hardloop. Fight, flight of freeze. Daar's geen kwalitatiewe denke nie. So die groot probleem met angs in daaglikse samelewing is dat ons funksioneer nie kwalitatief nie. Ons dink nie aan oplossings. Ons dink nie aan mooi nie. Ons dink nie aan hoe kan ek hierdie werkstaak of hierdie skooltaak of hierdie eksamen aflê nie. Almal ons dink is hoe die hel gaan ek hier uitkom. Jy weet, wat 'n verskoning gaan ek nou gebruik? Jy weet. Nou, ongelukkig
jy weet, meeste van ons sielkundige issues waarmee ons deel, kan ons daarmee deel, maar angs en depressie is lelike stiefsissies en boeties van mekaar, want as jy angstig is, funksioneer jy nie. Julle kan nou hoor, jy is net besig om te cope elke dag, né? Daar's nie, hoe oulik is my gesin, hoe pragtig is my kinders, hoe wonderlik is die Here en wat hy doen in my lewe nie. Dis 'n kwessie van, gaan ek dit maak aan die einde van die dag? Gaan ek dit maak van 1 sekonde na die ander? Nou funksioneer jy nie okay nie, en wat gebeur nou? Nou raak jy depressed. Andersom ook, as jy depressie het, of dit nou geneties is, of reaktief is, soos wat ons kan diagnoseer, kom 'n angs, want jy funksioneer nie soos wat jy normaalweg wil funksioneer nie. En die ergste van alles is, daar's 'n stigma. Jy weet, nou staan ek nie op, soos ek normaalweg doen, jy weet, om my kinders aan die gang te kry nie, en my man kyk my skeef aan, jy weet. Ek is sensitief, jong, jy weet. Nou add dit op, nee, en nog. Nou is ek so depressed, nou wil ek glad nie opstaan nie. So verskriklik belangrik. Die eerste ding wat jy as individu moet doen is om dit te erken, om te sê, ek dink ek is daar. Dit meng in met my funksionering. Dit is nie normaal nie. Om dit te erken beteken, praat met jou geliefde. En education, diagnose, hulp. Want ons is so gedesensitiseer in Suid-Afrika. Vergewe, ek maak julle nou sommer Suid-Afrika. Jy weet, ek ry in die radio, dan hoor ek, 'n 5-jarige is geryp. 2 maande, jy weet. Okay. Dis rof. Maar ek gaan aan en ek gaan doen my werk. Ek dink ons is so gedesensitiseer, dat almal van ons wat hier sit in 'n pandemie, is angstig. Ons kyk na die World Health Organization, dis verskriklik, November laas jaar, dis nou November laas jaar, ons gaan eers weer November, Desember, as ons gelukkig is die syfers kry, het angs en depressie opgeskiet in hierdie pandemie na 400% toe. 400%. Ons kinders cope nie. Tog gaan hulle skool toe, en ons verwag dieselfde sewes. Boeta, jy weet, ja. Maar hulle routine is versteur. Hulle kan nie voorspel wat môre gaan gebeur nie. Daar's die hele tyd 'n leeu wat brul. Ons is so gedesensitiseer dat ons nog steeds normatief verwag. Ons verwag nog dat julle jong mense 'n social life moet hê en skills moet leer. Holy crap, ek bedoel, waar doen julle dit? Is by sosiale geleenthede. Nou sit julle by die huis met jou man, jou pa. Ek weet nie hoeveel social skills jy daar gaan doen. Julle sit met julle oumas en oupas en maas en paas, wat julle wens hulle was in 'n ouer huis. Regtig. So, punt wat ek probeer maak is, pas op, om complacent te raak en dit nie te erken nie. Want hoe vinniger 'n mens dit kan gryp, hoe vinniger kan 'n mens iets daaromtrent doen. Nou sal ek graag wil hoor van julle wat wel met angs sit, en ek wil nie te biologies en te scientific raak nie, want dis nie hoekom julle hier is nie. Ek dink, almal van julle sit in 'n situasie, en wonder net, wat kan ek maak met hierdie situasie? En as ek daarmee kan bydra vanaand, asseblief, vra. Wie sukkel om uit die bed uit op te klim in die oggende? Steek net vir my so vinnig, net so. Ag, ek gaan. Dis vrek koud. Ek sien nie kans vir die dag nie. Wie funksioneer nie soos wat hulle normaalweg funksioneer nie? Daar's 'n woord mlê. Julle gehoor, vra ek vir mense, hoe voel julle dan sê hulle mê? Hoe voel jy? Blê. En op 'n stadium toe sê ek vir my kollegas, ek dink ons het 'n skaapsindroom waarvan ons nie weet nie. Skus. Is ek reg? Is ek nog reg? Ken julle daai woord mee? Blê. Blä. Nee, dis reg, hy werk nog. Is ek reg? Ja, asseblief. Ek is te passief.
So sien ons nou in die pandemie met angs en depressie wat opskuif en hiermee saam paniekaanvalle. Jy weet, jy moet nou van die huis af werk. Dis 'n nuwe aanpassing, né? Maar almal doen dit, so ons moet nou okay wees hiermee, maar jy het nou kinders wat hier onder jou voete deurkruip en jou nou praat jy op die foon en dan skree iemand, jy weet, die hoeveelheid goed wat jy moet manage op 'n dag, né? Dis abnormaal. Dis nie normaal nie. Desondanks dit is, ek dink nie jy werk van die huis af en ek dink jy slaap by die werk. En niemand gee vir ons erkenning nie. En nou die skole besluit, kindertjies moet nou hierdie dae, daai dae, hierdie dae, dan moet jy in, dan moet jy uit, jy moet jou... En is ons werkgewers aan boord? Wie is werkgewers hier? Jy gaan jou hand opsteek nie. Jy wil nie. Jy's geïrriteerd, want jou besigheid moet aangaan. Maar dan kom die vrou en dan kom die man en dan is hulle in en dan moet hulle jaag en reis, verstaan waartoe dit gaan. Dit veroorsaak alles abnormale angs. Dis nie deel van ons normale roetine nie. En waag jy klaar? Ek hoor van mense sê, ek is baie sterk, ek is baie sterk. Dan sê ek, ja, verduidelik vir my, hoe lyk jou sterk? Ek wil weet hoe lyk jou sterk. Nee, jy weet, ek staan op en ek doen my ding en dink ek, jessie meneer, ek wil weet hoe lyk jou geestesgesondheid, nie? Dis abnormaal. So, hier is die uitnodiging. Gesels met my, want ek dink dis hoekom Jannie en Henny en ek dink die gemeenskap hierdie forum het. Dis kom ons gesels eerder as wat ek hier voor staan en praat. Maar hier is nie een persoon en ek kan nou vir julle sê en dit sluit daai klein pragtige blonde kop dogtertjie in daar wat nie uitermate hoë vlakke van kortisol en adrenalien in hulle stelsel het nie. Dit maak ons prikkelbaar. Dit maak ons nie meer geniet wat ons altyd geniet het nie. En ons is maar stil daaroor. Ek sê ewe skielik raak dinge vir ons swaar en moeilik en ek is bang om werk toe te gaan, ek is bang om skool toe te gaan. Ek is bang om nuwe goed in die kerk in te bring. Jannie, jy is getuister met 'n diagnose en ek weet nie of ek wil nou nie uitpraat nie, maar ewe skielik die onbekende. Die pandemie is 'n onbekende. Ons is almal gediagnoseer met angs. Waartoe gaan julle? Wie praat julle? So, dis 'n uitnodiging. Ek wil die vraag rig. Wie van julle het nodig om te erken, dis nie maklik nie. Okay. Mag ek vra waarmee is dit waarmee jy op hierdie stadium of wat in jou wêreld en asseblief jy hoef nie te antwoord nie, ek wil jou nie op die Dis maar familie, die gesin se samebehou van die familie wat die angstigheid wat in die familie is en die buitery van mekaar. Dis een en dan maar inkomste wat mense inkomste verloor. Dis 'n groot deel daarvan. In my geval is dit nou maar so. En die feit dat jy ou nie so gereeld by jou kinders en goed kan kom soos wat jy moet doen, wat jy graag sou wou. Aan die ander kant jy kan nie sommer net ry en na jou kleinkinders toe gaan en by hulle gaan kuier op 'n dag soos jy altyd braai om 4 en gesels en doen nie. Jy moet maar net aangaan. En dan hierdie ding maak baie alles my lewe. Ek kan nie hierdie ding verdra nie met my gesig nie. Elke dag ek moet iemand kan gesels. Ek kan nie altyd met hom gesels. Dis 'n paar. Wat is jou naam? Johan Groenewald. Kom ons begin net met die masker, Johan. Kan ek jou storie, jou narrative gebruik? Hier is die masker. Hy noem net die masker. Weet julle dat ons dit elke dag doen? En dat elkeen van ons dit ervaar en dit net afskryf as dis 'n norm. Ek kan glad nie gesigte lees as ek kan nie, ek sukkel om met julle te praat. Ons sukkel om te gesels. Ek is so dankbaar, daar's 2 dae sonder maskers en ek wil soos vanaf kom vorentoe. Jy weet, dis die gevoel. Kom gee my net 'n druk. Ek voel familier met die 2 wat nie maskers op het nie in hierdie hele kamer. So now, if I have to be in a work situation and I need to meet you and we need to make a deal, you're my enemy.
Hoe face ek jou as jy 'n masker op het? Hoe lees ek jou? Hoe verstaan ek jou? Kan julle verstaan hoe adrenalien en kortisol vlakke en ons so. Jy chat 'n girl op by die skool. En jy sê vir haar, "Hey, jy weet nie so lekker." Dis al klaar moeilik. Dis al klaar nie lekker nie. Jy weet, nou is jy 50% minder. Oeps, skuif die kortisol en die adrenalien op. Baie dankie vir jou deel. In een antwoord het jy vir my 7 vlakke. Jy weet, as vroeër jare as 'n sielkundige het ek een van daai vlakke hanteer en vir jou gesê, meneer, ek is bekommerd oor jou. Jy het vir my 4 vlakke gegooi vandaan. En almal van ons sit hier en dink, what sounds familiar? It's abnormal. So wees baie bewus van die effek daarvan. Wie sukkel om te slaap op die oomblik? Wie word in die middel van die nag wakker? Jy ook. Wie word wakker? Raak jy in die slaap? Wakker? Wie in die slaap? Grote meerderheid. Wie slaap 8 ure en word wakker, maar voel nerdes? Jy slaap maar, jy word wakker en dit voel of jy babbelas het. Ook. Wie kry hartkloppings? Uit die bloute uit. Goed. Nou hierdie is alles kortisol. Ek kan nou aangaan, daar's 20 van hulle. Ek dink julle het al gegoogel dokter. Dis angs. Nou dis fyn, dis okay, maar as dit op daaglikse basis gebeur, sit jy met 'n chemiese wanbalans. En hier is die probleem. Angs en depressie is nie net 'n sielkundige ding nie. Dis 'n fisiologiese ding ook. Jy weet, as ons stres, jy weet, as ek die hele tyd 'n leeu het wat in my nek broei of moan, gaan ek die hele tyd kortisol en adrenalien hê. Die ding is net, niemand van ons hardloop weg nie. In my jare, nou gaan ek my ouderdom weggee. Ons het inryteaters gehad. Ken julle inryteaters? Loved it. Nou, ons het naby 'n inryteater gebly en ek het 'n baie streng ma gehad en ek was redelik rebels. So ek en my boetie en my sussie het, wat noem jy dit vandag? Ons het uitgeslip in die aande. En nou is dit nou movies wat ons eintlik nie mag kyk nie. Maar dan hardloop ons nou na die inryteater toe, dan gaan sit ons op die Vibe-Creed muur. Dan trek ons nou loetjies oor wie gaan nou. Ons het nie wifi gehad of bluetooth en sulke. Ons het nog nie speakers gehad wat jy sê, en dan moet een nou afhardloop en gou die speakers gaan aandraai wat nou naby ons is, sodat ons ten minste die fliek kan gaan kyk. So die aand is nou, trek ek nou ongelukkig die kort videoetjie. En ek spring met baie gemoed, ek het dit al soveel keer gedoen. Gaan draai gou die speakers, en toe ek so omdraai, toe sien ek 2 swart, wat is hierdie swart honde? Rottweilers. Hier, kyk, en nou is ek dik en geset ook, verstaan jy, ek is ook nou nie die kleinste, fynste, atletiese, en ek draai so om en ek sien, al wat ek sien, ek kon sweer was net tande, maar is in die donker, ek dink nie mens kan tande, maar ek het tande gesien. Maar my broer sê vir my, Rosie, jy weet, jy het oor 'n 6 voet Vibe-Creed muur gespring, jy het nie eers aan hom geraak nie. Dis impossible. Ek het elke keer my voorkop geslaan teen die hoogspringlat, verstaan jy, daar was geen manier hoe ek dit kon regkry nie. Dis wat kortisol en adrenalien doen. Danksy. Die Here het ons so mooi geskape, nê, om ons uit hierdie situasies uit te kry. So, ek het hoofpyn gehad vir 3 dae daarna, needless to say, maar ek is gered en gesuiw en ek het hoër gespring as ooit tevore. Maar my liggaam het al die kortisol en adrenalien gebruik. Jy het ekonomiese realiteite, meneer. Dis presies dieselfde trigger as wat daai 2 honde vir my was. Gebruik jy al die kortisol en adrenalien? Nee, waartoe gaan dit? Maar ons doen nie. Nou, waar gaan jy wel? Kan ek vir sê, tyd is nou 'n groter probleem. Mense het meer tyd, maar minder tyd. As dit sin maak, ons het meer tyd, maar minder tyd om te doen, om na onsself om te sien. Ek het minder tyd om gym toe te gaan, want ek werk nou van die huis af, ek moet my kinders versorg, nê?
ek met my ma en pa of die kleintjies rondry, jy weet, ons het meer tyd maar minder tyd. Nou wat gebeur as ons nie daai kortisol en adrenalien gebruik nie? Ons maag, ons noem dit die klein brein, het net soveel serotonien reseptors as wat ons brein het. Julle kleintjies al gehoor, julle klein was sê my maag is seer, ek wil nie skool toe gaan nie. Glo my, daai kindertjies se maag is regtig seer. Hulle lieg nie vir jou nie. As ek nou maar net 'n mite kan weeg, want dit is presies wat gebeur. Daar's te veel kortisol en adrenalien en ons gebruik dit nie. Nou, as ons dit nie gebruik nie, wat maak ons daarmee as ons nou by die huis sit? Kom vertel my hoe lyk dit in julle huishoudings? Kom wees braaf. Krap, irriteer, kort van draad. Skorpion. Ja. Nee, ons is rusteloos prikkelbaar en ongelooflik reaktief. Nee, kan julle sien hoe dit ons verhoudings op die einde van die dag afmeter? Nou wat ek vir julle wil vra, die wat wel nou met angs gediagnoseer is of angstigheid ervaar, wat werk vir julle? Yes, Michael. Draf of luister na musiek. Wie doen dit ook? Dis alle jong mense, né? Julle klomp leer. Goed. En dit werk vir jou. Wat is jou naam? Jean. Kan ek jou 'n voorbeeld gebruik gegaan? Om te draf beteken sy stel endorfine vry. Endorfine is 'n feeling good hormoon. En dis die een hormoon wat kortisol en adrenalien combat. As jy nou nie gaan vinnig hardloop om weg te kom van 'n leeu af nie, is dit die hormoon wat dit doen. Dis hoekom sy beter voel. Musiek stimuleer serotonien. Dit hang natuurlik af wat se musiek jy luister. Jy kan, ek wil my polse afvreet musiek luister, dit doen dit nie. Maar ons kyk na 60 beats minimum per minuut. Nee, barokmusiek, nee, enigiets wat 60 beats per minuut. Ekskuus tog. Dit release, wat stelvry, ekskuus, dankie. Serotonien. En serotonien, die oomblik as serotonien of dopamine in die brein vrygestel word, dan voel ons weer 'n bietjie beter, nee. So, dit combat die adrenalien. Wat doen julle? Behalwe wat draf en musiek luister? Praat, baie belangrik. Dis rof, dit is nie gekultiveerd nie, dit is nie mense is nie opgevoed om al die goed te verstaan nie. So ek vat my bijvoorbeeld, dis my eie kind wat vir ons werk, maar ek wil dan sê, luister, jy het nou genoeg, jy moet nou recht kom, kyk, ja, hierdie sal spinne, en, ek voel nog altyd so, ek voel so, dit is so kurwe, en dit is 'n sekere werksopsette, is net, daar is nou goed te doen. Ek wil daar is nie daai soos ander groter instansies wat jy moet verstaan nie. So jou werk toe gaan is al klaar op vrees. Maar dat jy het 'n werk, dankie Here, en jy kry 'n goeie geld vir dankie Here. Jy sit 'n dak op jou kop hier dan iets om te eet. Maar die angs maak daai ding so dood dat jy nie kan vorentoe nie, jy's lank. Nou hier is die ding met angs. Is julle okay as ek reageer op haar? Is julle okay daarmee? Hier is die ding, angs maak babatjies. Jy weet, ek sien 'n seentjie wat bang is vir enigiets wat wit is, wit en fluffy is. Jy weet, as ek nou, byvoorbeeld nou, my masker so op die tafel gaan sit, skree hy en hy raak hysteries, watte, tissues, papier, whatever. Gesels met die ma en pa, nee, maar daar's nie trauma in sy lewe nie, hulle verstaan nie, maar ergens somewhere kom dit uit dat hy is gebyt deur
Maltese poedel toe hy 2 jaar oud was. Hy het geen rekolleksie daarvan nie. So hy het hierdie vrees vir 'n Maltese poedel gehad, maar oor die jare, nou is hy 6. Daai ding was nooit, hy het nooit aandag gekry nie. En hierdie ding het nou so gemuteer, nê? Soos wat die virus muteer, soos wat HIV muteer, jy weet. Nou is dit nie net 'n vrees vir die Maltese poedel nie, dis nou vrees vir enigiets wat wit en fluffy is. Baie behandeling wat nou daar moet ingaan, want dit is 6 jaar se patrone wat nou vasgelê is, nê, om dit nou. So baie belangrik is, angs is aansteeklik. Kies julle mense baie goed, en as julle in 'n werksomstandighede of in 'n gesinssetup is, waar daar 'n verskriklike angstige persoon is trek 'n sirkeltjie om daai persoon. Dit is daai persoon se angs. En gun daai persoon om verantwoordelikheid te vat vir daai angs en support it, but don't become part of it. En in 'n gesinsbesigheid, as die baas angstig is, gaan al die werknemers ook angstig wees, nee. They don't trust the situation. So baie belangrik is, ons noem dit reframing, is om te gaan sit om te sê, dis haglike omstandighede, maar ten minste het ek 'n job. En wat gaan ek doen binne in hierdie job om myself gesond te hou en my job te hou? En dit is waarom dit so belangrik is, as jy angstig is of angs ervaar, en jy het gesê praat. Die mense stap by ons in, hè? Woeps, kom hulle stap, kom sit op die bank, para, en ek wil nog so, ek moet nou my geld verdien. Ek wil nog so iets. En dan stap hulle na 'n uur uit, dan soen hulle my hand en sê vir my, dankie Rosanna, dit was fantasties, ek voel soveel beter. Dog ek wel, dit was 'n goeie, maklike uur, jy weet, inkomste verdien. Ons besef nie, dat jy nie iemand anders se angs kan fix nie. Don't ever try and fix another person in your family or in your business. Don't fix it. You cannot do that. You can listen. You can support. En hoe klink listen? Jy gaan vir my sê, ek kan nie nou hierdie taak doen nie, maar ek as jou baas wil hê jy moet hierdie taak doen. Nou weet nou, hier's nou implikasies. Nou eintlik wil ek vir jou fire, maar nou ja, maar jy het angs. Hoe klink ek? Is om te sê, my liefie, ek kan sien waardeur jy gaan. Breathe en vertel vir my, waar kan ek jou help? Jy's dom, gaan loop. Dis wat vir my vertel word. Dan sê jy, okay, ek gaan loop. Daai gaan loop. Is so belangrik. Net om jouself uit daai situasie uit te vat vir 'n paar sekondes. Geef jou net daai breathing space. Is it a fact? Is dit 'n katastrofe? Want onthou wat angs doen, laat ons dink dis katastrofes. Dis die einde van die wêreld. Maar onthou, ons het chemie nou in ons brein. Dis nie. The first thing to ask is it a fact? Reframe. I've got a job. Is it a fact that I'm not going to be able to do this? Yeah, maybe not now, but I can do it tomorrow. Yes. Luister intens na wat hy gepraat het en as gevolg van sy pad wat hy geloop het tot op dag en daad, is dit vir hom 'n enorme ding. Wat is jou naam? Elsabie. Baie dankie daarvoor. Elsabie, jy bring nou die kind op, maar weet jy, ons is almal kinders. Ons almal hoor dit, of dit nou 'n klein seentjie is,
moeiliker want daar's 'n kleiner verwysingsraamwerk. Nee, ek het 'n groter verwysingsraamwerk as 'n volwassene. Maar almal hoor dit. Jy weet as ek my man oor die foon hoor en hy praat met sy baas en ek hoor sy stem is daar, ek ken hom nie, ek kan hoor die angs is op. Ek gaan macaroni en kaas maak vanaand want dit is sy comfort food. Dit gaan nie gesonde kos wees nie, glo my. Okay. Mes die ding. Dit klink vir my is baie trauma, né? En is baie stresore. Nou gaan ek vir jou vra, wat het jy vandag gedoen of gesien wat vir jou mooi was? Dis vir my moeilik om mooi en goed te sien. Ek dink party daar of ek dink gereeld daaraan, wat doen 'n mens wat nog lekker is vir 'n mens? En ek niks. Van dag tot dag, of ek werk maar dag tot dag. Ek kan nie ver vooruit beplan nie. Ek dink al aan môre, ek sit te stres al oor môre. Ek weet nog nie wat gaan gebeur of wat ek gaan doen nie. Maar dit is wat ek nou al aan sit te dink. Sure, dit klink nie mooi nie, nee, dit klink nie lekker nie. Elke dag. Sondag is vir my die slegste dag van die week. Want is die enigste dag wat ek af is. So dan rus ek op 'n Sondag, maar my kop rus nie. Skakel nie af nie. So ek sal gaan slaap. Dit is vir my vinnige uitkomkans. Ek is op taamlike sterk medikasie, so dit help baie om aan die aand aan die slaap te raak. Andersins slaap ek glad. Ek is 'n baie onsekere mens, wat ek kan so sê. Ek hou daarvan om te weet presies, dis hoekom ek in die nag te lees en dink aan goed. Ek wil nie môre 'n gemors hê of 'n fout maak. Ek wil dit moet reg wees en dit is moeilik om dit te hanteer. Ja, vandag iets mooi. Ek kan regtig sê dit is Sure. dis moeilik want daar het baie dinge deurheen is mooi. Alles is, maar dit is nie iets wat soos ek sê, jy voel binne jouself later, jy sien uit na niks. Wat is er nog lekker? Ons was nou hier gewees, ons het dit gedoen en daai gedoen, maar en dis nou nie wauw gewees Ja. vir my nie. Dis maar net nog. Ja. Gaan jy omgee as ek vir die groep vra wat hulle wil bydra? Want ek dink hier is 'n klomp mense wat baie dieselfde beleef en nie so braaf is soos jy. Om ek dink dit te erken en te kan sê wat dit is nie. Wat stel julle voor? As julle nou luister, het julle gehoor wat hy sê? Ja. Wat gaan die ander mense van my dink? Ek is gediagnoseer met bipolêre depressie en blye en angs en vrees en al die ander goed. Al 18 jaar oud. En ek moes myself leer om mee te cope. Ja, so dis onoppunt dat 'n mens 'n minderwaardigheidskompleks kry vir jouself. En dan sit jy altyd te wonder, maar is jy regtig genoeg? As ek nie cope op 'n daaglikse basis met dit, kan cope daarmee nie. Dan kom ek by die ding van ek gaan dit self doen. Want dis dalk die oplossing. Maar dit is nie die oplossing nie. Jy moet vir jouself sê dit is nie die oplossing nie. Jy moet voortgaan. Of ek kyk gewoonlik na wat is my omstandighede. Ek het 2 kinders wat aan my opbly. 2 tieners. Hulle pa 6 jaar terug oorlede. So ons is almal deur 'n baie dramatische tyd. Afgesny daarvan is ek en my man nou geskei in 2011 as gevolg van die depressie, want hy kon nie verstaan wat dit is. Sure. So ja, dit beïnvloed nie net jou direkte familie, dit beïnvloed die mense rondom jou en dit beïnvloed met wie mense op 'n daaglikse basis te doen kry. Dit is 'n baie moeilike pad om te stap. Mooi. Maar ek stap al 18 jaar. Well done. En jy's hier. Jy sien, dis selfcare, wonderlik en ek is so dankbaar vir die gemeenskap wat jou kan ondersteun. Ek dink terugkom, want baie van julle is stil. Ek is gewoond aan meer gesprekke, maar ek glo die maskers of dalk praat ek te veel.
Maar ja, jy's 'n baie mooi voorbeeld van ongesonde angs. En as ek vir jou vra, wat is vir jou mooi in jou lewe? Nou, hier's 'n challenge, want ek dink my tyd is lankal al op. Hier's die challenge. Ek gaan julle almal challenge. Hoeveel is daarvan? Ek gaan nou tel. Jannie, Henny, julle gaan my nou verantwoordelik, hierdie mense verantwoordelik hou. En dit sluit al hierdie jong mense in, al doen hulle julle tech. Want ek dink hulle luister. Hier's die challenge. Ek het begin met 'n mindful aktiwiteit van acknowledge. Ek is die 10de Desember gediagnoseer met kanker. En dis interessant, jy kan ander mense maklik help in my professie, maar jy weet die oomblik, jy weet dit snaaks, kanker equals death. Dis die eerste ding. Jy gaan nie van kanker, daar's 'n goeie prognose nie. Kanker dood. Dis die eerste ding wat deur jou kop gaan. En dit is wat die post of die trauma veroorsaak. Dis nie die kanker self nie. Dis wat ek geleer het in die gemeenskap en om my wat bydra daartoe. Dit is baie interessant en ek het besef, ek het so 3-4 dae daarmee nou gesit voor ek nou my familie en my vriende laat weet het. Want ek het regtig nie geweet, wat maak ek nou hiermee nie, jy weet, is dit nou, jy weet. En die mindful, kan julle my hoor? Die mindful aktiwiteit wat ek met julle gedoen het, het vir my baie waarde gebring. Ek moes gaan sit en acknowledge. It is what it is. Can't change that. But I need to let it go. Want onthou, as dit in jou voordeur gaan lê, kom daar nog 'n ding. Nou, die kanker is nou my voordeur. Nou kom my man se besigheidsendeavors in my voordeur. En my kinders se pyne en skete en whatever, finansiële goed, whatever, vriende, bediende, wat seker siekte het en moet travel, ek worry oor haar. So al die goed staan in my voordeur. Ek weet nie of jy al ooit in 'n lift gestaan het en dit was hopeloos te vol nie. Ja, dis daai tye wanneer ek vir iemand 'n vinger wil wys uit my karakter uit, verstaan jy? Dis wanneer ek iets sal sê of doen, like just, jy weet, dis uit my karakter uit, jy raak benoud en claustrophobic. So verskriklik belangrik is to acknowledge, jy sit in 'n situasie waar jy geen beheer het nie. You need to acknowledge it, but you need to somehow let it go into the nature. Because it's going to come back, it's not going to go away. Maar ek kom terug by jou voordeur op 'n ander manier. Ten minste maak dit dat jou voordeur of jou foyer nie vol is nie. Want dan raak ons nie onsself nie. Dis dan wanneer ons gil en skree op ons kinders en die hele tyd met hom verskoning vra vir wie ons is. So hierdie aktiwiteit is baie belangrik, maar hier's my challenge vir julle vanaand. As julle hierdie ding kan regkry, ek sweer nou vir julle en ek gaan vir Janie en vir Henny en vir hulle die manne, hulle weet wie julle is, ek gaan opvolg. As julle dit kan regkry, koop ek vir julle 'n naweek weg, want ek kry nie iemand wat dit regkry nie, maar die mense wat dit regkry, in hierdie tyd waar hulle nou leef, kan met angs en met hierdie ongelooflike stressore waarmee ons elke dag sit, die paniek, die angsaanvalle wat ons het, koop. Kry vir julle self 'n boekie. Ek het 'n boekie gekry toe ons in die ooste getravel het, uit so leer omslaggie en weet jy die normaal, wat noem jy dit, parchment paper, natuurlike papier. Kan nie eintlik daarop skryf nie. Dit lyk soos 'n krap as jy met jou pen daar gaan, maar ek hou van die idee. Elke aand voor jy gaan slaap, in daai boekie neerskryf waarvoor jy grateful. Dit word so vertolk, maar niemand doen dit nie en dit pla my. Want as jy dit eers doen, gaan jy die waarde skryf. Waarvoor was jy dankbaar in jou dag? Nou hier is die ding, dit mag nooit elke dag dieselfde wees nie. En dit klink verskriklik simpel, maar mense doen dit nie. Die oomblik wanneer hulle dit doen, sien ek die verskil in hulle lewe. Ja, my liefie.
Ja. Ja, ja. Wonderlik, wonderlik. Wat 'n voorbeeld, want wat jy praat hiervan is agency. Ons sê altyd as jy depressie of angs het, is don't eat the fruits of the underworld. Weet wat sê die fruits? Ek wil nie opstaan nie. Moet ek nou regtig, ons procrastinate, nee, wat is die woord procrastinate? Ons stel uit, nee, die uitstelgedrag. We eat the fruits. As mens angstig is, het jy nooit tyd nie. Onthou, dis die een ding. Maar as jy gaan kyk na jou tyd, wat jy worry, spandeer jy nie jou tyd effektief nie. Maar wat vir jou werk, my liefie, wat ek hoor, is dat jy doen dit met ander. Dit maak jou opstaan in die oggend, nee, dit maak jou, ja. Ag ja, dankie dat jy dit deel en ek kan sien in jou gemoed dat dit definitief bydra. Nou hier is die ding, navorsing het bewys dat dit wat jy aandink voor jy gaan slaap, is dit wat jy prosesseer in jou onderbewussyn. Dit is hoe powerful dit is. En glo my, ek doen dit nou met my eie, ons doen dit al vir jare met my eie man en my kinders. Dan sê hy nou, sê vir my, liefie, lekker slaap. Jy weet, ons moet nou maar vroeg opstaan, want ons moet nou al hierdie, dan noem hy al die challenges op, né? Yes, dan slat ek hom so op sy kaal voorkop, nee, hy het nie meer hare nie, dan slat ek hom so van. En hy sê baie keer, dis hoekom hy nie hare het nie, want sy vrou slaan hom die hele tyd so op sy voorkop voor hy gaan slaap. En dan sê ek vir hom, liefie, waarna sien jy uit? Jy weet, gee net vir my daai een ding. En dan sê hy vir my, môre, niks. Sê ek, weet jy wat, ek sien uit na my koppie koffie saam met jou voor ek my dag begin. O nee, dit kan nog lekker wees. En ek sê vir my, ek het gemmerkoekies ook. Jy weet, as ek hom omkoop met 'n koekie of 'n ding werk, ons is te lank getroud, ek is nie meer sy koekie nie. So, weet jy wat, en it's amazing, want dit is waarmee ons gaan slaap, en dit is wat jy prosesseer in die aand. So jy word môreoggend wakker met possibility thinking. As jy gaan slaap en jy sê, jou kop is besig meneer, en ek dink aan al die downfalls van die besigheid, dis waarmee jy gaan wakker word. Jy gaan, ons noem dit 'n adrenal fatigue hê aan die einde van die dag. Maar Janie, yes. Yes, ek is klaar, ek gaan nie meer eindig, ja. Ja. Wat die hierdie prosesse net normaal kan herstel met 'n vuurling in die gemeente, met 'n klein groep in die gemeente, die professionele ondersteuning is al nodig. Kan jy nie daarop reageer? Yes. Nee, ja, maar daarvoor, dankie dat jy my so inperk. Hier is die ding, en ek dink, dankie Janie daarvoor. Onthou, hierdie is nie net 'n geestelike ding nie. Jy weet, as ek deur die psalms lees, dan sien ek vir Dawid as bipolêr. Jy weet, ek dink, dan prys hy die Here hier in die eerste paar psalms, en dan sing hy by Lot, jy weet. Dan dans hy kaal om die vuur, en dan is die wêreld. Daar is definitief 'n plek, ek dink, vir gemeenskap. Ons kan nie sielkunde doen as daar nie gemeenskap is nie. Julle gemeenskap is vir ons so belangrik, want ek kan individueel met iemand werk, maar ek gaan hulle terugstuur na julle toe. Daar moet 'n spirituele komponent wees aan gesond word. Ons sien dit. Mense wat nie daai komponent het nie, kry swaar. Maar angs en depressie is definitief goed wat twee bene het. Ek kan nie 'n pasiënt behandel terapeuties as hy nie medikasie kry nie. Want onthou nou, die liggaam is in stres, en onthou die liggaam is daar om ons te beskerm. Nee, hy sê vir ons, dis hoekom ons pyn beleef. As ek pyn in my enkel het, weet ek, dis waar die pyn is. Dis hoekom pyn registreer.
En dis presies wat met ons gebeur as ons angs en depressie het. Ons serotonien en dopamien vlakke is ongelooflik laag. Want ons stres, ons moet nou fokus op krisis, nie fokus op kwaliteit nie. So, maar tog in ons westerse samelewing moet ons aangaan. Ons moet skool toe gaan, ons moet nog werk, ons moet kinders, ons moet nog, ons moet aangaan. So, wat die medikasie doen, is dit help net om die chemie te stabiliseer, sodat dit wat in terapie gebeur, verder gevat kan word. Jy weet, as jy angstig is, en ek met Henny, jy weet, jy het nou vir 20 jaar hierdie routine gevolg, en nou vra ek vir jou, verander dit. Kan jy sien hoe gaan ek jou angs hoor? So die kans dat hy dit gaan doen is 0. So as ons kyk na prognose, is dit die beste manier om te doen. SADAG is een van ons beste groepe, ons is geaffilieerd met SADAG. Dit is die Suid-Afrikaanse depressie en angs gemeenskap. Regtig, jy weet die girltjie wat die plek run, daar's 24 uur diens en counselors telefonies beskikbaar. Ons terapeute is ook deel van die gemeenskap om dit te kan moontlik maak. Dan het ons ook 'n support group of 'n ondersteuningsgroep vir net, SADAG is vir net 2 keer 'n week by ons praktyk. Ongelukkig moet ons dit maar daar hou want ons wil maar koste spaar, dis vir net vir die gemeenskap, vir angs en depressie. Enige geestessituasie, jy weet, mamas wat ADHD kindertjies het, koppels wat deur egskeiding gaan, finansiële issues, ons noem dit 'n emosionele supportgroep, so dis nie net vir angs en depressie nie. Maar daar's baie mense met diagnoses daar. Uitreik is die beste manier aan die einde van die dag om hierdie ding te doen. Om stil te bly, they call it the silent killer. In ons kultuur kry jy skaam, want dit word gesien as luiheid of oneffektiwiteit. Moenie. Julle sal weet wanneer julle nie is wie julle moet wees nie. Reik uit. En ek het baie respek. Ek dink ons het altyd respek vir iemand wat opstaan en kan sê, luister, ek funksioneer nie soos wat ek doen nie, want ewe skielik is daar begrip. En as daar begrip is, kan julle beter funksioneer. Goed. So Jannie en Henny het ons kontakdetails. By al mens, ons sal dit hier los by die kerk. En dit beteken nie julle moet behulp by ons kry nie. Ons kan vir julle resources gee. Ek het nou vandag net vir depressie behandel, sorry, vergewe my, en dit was my fout. Jannie. So ek het nou nie al my papiere hier nie. So ek sal graag vir julle net wil bel net die praktyk en sê julle was hier vanaand en Marianne sal julle deursit en dan dadelik vir julle aan die bol sit om ondersteuning te kry. Ek hoop jy het ondersteuning en jou gesin het ondersteuning. Pille werk, maar pille verander nie lewenstyl nie. En jy gaan iemand nodig hê wat jou gaan help daarmee. Pille laat ons beter voel. Ons sien dit, maar onthou dit spreek nie die chemie aan. Dit spreek nie die spirituele gedeelte van jou menswees en die sielkundige gedeelte van jou lewenstyl aan. So reik uit. En wees 'n voorbeeld vir almal om julle, want ek sien as een persoon uitreik en opstaan, dan kom maar so 6 saam met hulle. Moenie skaam wees nie, want weet julle wat? Hier's nie een persoon in hierdie kamer nie en ek sluit daai pragtige blonde kop dogtertjie daarin wat nie angs het nie. Daar's nie een persoon, en as daar een persoon is wat sê hulle het nie, dan wil ek weet op wat se pille is hulle. Okay. Baie dankie, ek kan julle nog jare besig hou, Henny. Ek vra regtig mooi reik uit. En wat 'n wonderlike geleentheid wat die kerk vir julle bied hier, of julle gemeenskap vir julle bied. Maar kontak en ons sit julle in kontak met ander of selfs met ons om julle te ondersteun. Goed. Baie dankie Rosanna. Ek waardeer so hierdie gesprek en ek het ons nou vroeër ook gesê ons was saam met 'n groepie gemeenteleiers die naweek en die oomblikke wat ons kon stil word en oefeninge doen om rustig te wees. Dis die terugvoer wat ek kry, wat vir mense die meeste beteken. So ek wil weer vir julle uitnooi, onthou Woensdae aande is ons hier, om 'n stilte diens in die middel van die week te hê, juis om te kom stil word. Vir die Here te kom sê, wat lê swaar op jou hart, wat is die goeders wat jou kommer is, sodat jy kan hoor ook,
hoe hy vir jou sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, jou knieë wat wil knak onder jou, ek is hier, ek wil dit by jou kom vat, ek wil die pad saam met jou loop. En die ander wins wat ons die naweek gehad het, was om vir mekaar te sê, ons kan nie alleen nie. Jy kan nie aan hierdie gemeente behoort, as jy nie behoort aan 'n groepie van mense wat vir jou omgee nie. Dis 'n voorvereiste. So as jy in hierdie gemeenskap wil tuiskom, moet jy vir my verduidelik wie is die mense om jou, wat vir jou lief is en jou sal dra. So, dis nog 'n ding waarop ons julle gaan uitdaag is om te sê, wie is daai groepie van mense wat jou gaan help as jy dit nodig het. Dankie dat julle twee ons help om die Here se genade te hoor. Kom ons luister en sing saam met hulle. Ek wil nou nie ook nie te lank praat nie, maar net ter inligting, ek het dit in die begin van die lockdown, het iemand dit vir my gestuur, en ek dink dit is maar met die lockdown ook, wat ek begin besef het, ek is totaal en al alleen in my situasie, en ook alleen in my huis, sonder 'n kind of 'n man wat oorlede is, na amper 4,5 jaar, en gestroop van alles in my lewe, en dinge het net so te veel geraak, dat ek net besef het, dit is te veel vir my, ek kan dit nie meer alleen dra nie. Here, hier is alles in u hande. U het my gehelp en gelei vir jare, deur die moeilikste situasies in my lewe, en u is nog steeds die God wat my gedra het. So, hierdie lied het vir my net ander betekenis gekry, want het net tot my gespreek, en ek het besef, ek kan rustig wees, al kry ek ook angsaanvalle, ek kan rustig wees, want God is nog steeds in beheer van my lewe. Okay, ons sing hom vir julle. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope has faded, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. I will declare that you are with me, the voices whisper that you're not. You never leave me nor forsake me, 'cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. Ooh,
my enemy surrounds me, I trust the victory of your cross and fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. Though I can see what's before me, as you have been from the start, you working all things for your glory, 'cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. Yes, this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. In van die Here en gaan daarmee saam as 'n geskenk van hom af in die week in. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees jy daarin herinner telkens dat hy God is en dat hy Here is, dat hy koning is ook oor jou lewe. En mag sy seën jou vredevol, gelukkig en bly laat voel, die vreugde van die lewe laat ervaar, elke tree. Amen. Onthou, julle is welkom, kom drink nog 'n lekker koffietjie, ons is julle soos julle wil.